Goed, hierdie is nou lekker oefening vir jou veral vir die rekord in die eindeksamen. En as jy nou wil voorberei, jy sal nou sien in elkeen van hierdie vrae en ek gaan hulle apart doen, want ek weet almal sukkel nie met alles nie, maar gaan ek vir jou mooi sê, waarna jy moet kyk in elkeen van die gevalle, want hulle vra dit die heeltyd dieselfde. So ek gaan vir jou sê watter aanwysers jy moet gebruik en hoe jy dit moet antwoord en wat hulle vir jou vra. Okay. So 3.1 vra hulle vir jou. Shadow is van mening dat, so dit gaan oor, Shadow wil geld in een van die maatskappye belê. Wanneer die onderstaande vraag beantwoord word, moet ons die inligting verskaf vergelyk, so ons moet altyd die twee maatskappye vergelyk en relevante aanwysers met persentasies of verhoudings of bedrae aanhaal. So ons moet beide maatskappye se inligting aanhaal elke keer. Okay. So Shadow is van mening dat Candy, dis nou hierdie een, beter kontrole het oor haar netto bates, bedryfsbates en haar likwiditeit. Verduidelik waarom sy so voel, haal 3 finansiële aanwysers aan. So watse aanwysers gaan ons nou kyk as dit gaan oor likwiditeit en bedryfsbates? Natuurlik is dit bedryfsbates, vierproefverhouding, omsetsnelheid van voorraad en gemiddelde invordering van debiteure en krediteure. So kom ons kyk. Okay. Bedryfsverhouding, Candy, hy dink Candy is van bestuur dit beter. Candy se bedryfsverhouding is 1,9 tot 1 en Kaula se is 0,8 tot 1. So eerste een wat ons gaan skryf is, ons gaan sê bedryfsverhouding, onthou om die verhouding se naam neer te skryf, nê? Anders gaan ons nie weet watter verhouding jy noem nie, nê? Bedryfsverhouding en dan sê jy, Candy, beperk, sin is 1,9 tot 1, 1,19 nie, 1,9 tot 1, en Kaula, beperk, sin is 0,8 tot 1. So dan kan jy sê, dit verskil met 1,1 tot 1. Okay, so jy moet sê wat hulle al twee is en waarmee hulle verskil. Of jy kon gesê Candy beperk sin is 1,1 tot 1 hoër as Kaula beperk sin, die bedryfsverhouding. So dit beteken Kaula beperk het nie genoeg bedryfsbates om sy bedryfslaste te betaal nie. So hy gaan kontant vloei. Jy kan dit iewers ook sê, hy gaan kontant vloei probleme ondervind. Die volgende verhouding is die vierproefverhouding. So die vierproefverhouding van Candy is 0,8. So dan gaan ons hierso sê vierproef. Weereens gaan jy sê Candy beperk is 0,8 tot 1 en Kaula is 0,3 tot 1. Okay. So dit verskil met hoeveel? Dit verskil met 0,5 tot 1. Okay. Jy kan so daar sommer net skryf verskil en dan daaronder skryf. So wat hier gaan gebeur is, ek sou nog steeds sê nie, ek sê nie sê Candy het 'n super goeie likwiditeit nie, want dit voel vir my, hulle het verskriklik baie kontant in voorraad, nie. Want as ek daar toe bymekaar aftrek, gaan ek kry 1,1, nee. So 1,1 van die totale bates. So as jy nou gaan sê 1,1 gedeel deur 1,9, so 1,1 wat die totale voorraad nou is, hoe het ek dit gekry? Ek het my totale bedryfsverhouding minus my vierproefverhouding gevat, nê? My bedryfsverhouding minus my vierproefverhouding gee dan vir my die verskil, nê? Dit is eintlik mos maar my voorraad. En dan deel ek my voorraad deur my totale bedryfsbates en ek maal dit met 100. Dan gaan ek kry dit is 57% of eintlik is dit 0,8. So sê net maar 58% van my totale bedryfsbates is voorraad. En dit is te veel eintlik, maar ek doen nou meer as wat 'n mens moet, maar ek sê maar net vir die toekoms. So net omdat die bedryfsverhouding so hoog is, beteken nie hierdie ouens het goeie kontantvloei nie, maar ek doen nou meer as wat ek moet. So al wat jy moes gesê het is, Candy beperk en Kaula beperk. Candy beperk is 'n groot moeilikheid, want wanneer hulle al hulle voorraad verkoop, gaan hulle nog steeds nie, hulle gaan skaars al hulle laste kan betaal. Eintlik gaan hulle nie. Hulle gaan vir elke R1 wat hulle skuld net 30 sent van hulle laste kan betaal. Die volgende ene is die omsetsnelheid, so 4 keer en 6 keer. So weer eens omsetsnelheid is weer 'n keer. So dan gaan dit wees Candy beperk is 6 keer 'n jaar en Kaula is 4 keer 'n jaar. So Candy beperk is 2 keer meer. Dan kon jy nou ook gesê het, die invordering, hulle debiteure vat 9 dae langer as Candy beperk sin om hulle skuld te betaal. So ons gaan vinniger geld kry by Candy beperk. So hierso gaan jy 'n punt kry as jy die finansiële aanwyser genoem het en dan sou jy gekry het vir
die bedrag wat jy genoem het by elke keer. So 1 dae, 1 dae, 1 dae, 1 dae. So jy so 6 punte gekry. Deur net die verhoudings te noem, ouens, net die verhoudings te noem en dan te sê, is dit meer of is dit minder? 6 punte. So as hulle gesê het, haal 3 verhoudings aan, dan weet jy klaar, okay, vir elke verhouding kry ek 'n punt, die naam wat ek noem, en dan moet ek net syfers noem vir nog 'n ander punt, en dan daar kry jy jou 6 punte. As jy net 2 moes genoem het, dan sê jy geweet het, okay, ek gaan bietjie meer moet noem, so dan kan jy nou hierdie genoem het wat ek gesê het van, o, jyne, die 4-proef, daar is meer voorraad as wat moet wees, dan kan jy bietjie meer inligting gee, bietjie meer kommentaar lewer. Okay. So dit is 3.1. 3.2 gaan oor die risiko en die hefboom.